Goed, mense. Dankie. Soos wat ek op die WhatsApp laat weet het, ons gaan vanaand tog maar 'n bietjie verder wees. Verlede week se aantekeninge, daar is net te belangrike goed daarop wat ek nie maar sommer net wil los nie. Ek wil graag dat ons dit bespreek. Ons is terug daarby en as dit goed is met julle, sal ek daarom ook weer een van die gedeeltes lees wat ek verlede week ook gelees het. Julle is nog steeds welkom, hoor. Uit Markus 1, ons gaan weer Markus 1, waar die Here Jesus in die woestyn ingedryf word deur die Gees van God. Vers 9 tot vers 13. Goed, lees vir ons. In daardie dae het Jesus vanaf Nasaret in Galilea gekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan en die Gees soos 'n duif op hom sien neerdaal. En 'n stem het uit die hemel gekom: "Jy is my seun, ekskuus tog, my geliefde." Ekskuus tog. Oor jou verheug ek my. Direk daarna het die Gees hom die woestyn ingedryf. Hy was 40 dae lank in die woestyn, waar hy deur Satan versoek is. Hy was saam met wilde diere en engele het hom versorg. Sal die voorgaande gebed. Here ons Here, u wysheid gaan ons verstand te bowe. Die manier waarop u skepping, die plek waar u vir ons as mense 'n woonplek gegee het u op 'n manier tot stand gebring wat vir ons eintlik ook 'n raaisel is. Want Here, u doen dit so anders as wat ons dit sou gedoen het. Vader, dankie dat ons daarom die lig van u woord het, wat in ons duistere gedagtes kom skyn en lig kom gee, sodat ons u weg met die mens kan verstaan. Dat ons werklik kan sien die ongelooflike roeping wat u ons gegee het binne u skepping, en hoe ons daardie roeping kan uitleef in en deur Jesus Christus. Gee daarom, Vader, dat ons hele lewe, al ons gedagtes, ons doene en ons late volledig gerig sal wees op dit waartoe u ons roep, in u geliefde Seun, die een in wie u van die begin af 'n welbehaag gehad het. Hoor ons in sy naam alleen. Amen. Goed, weer eens welkom aan almal. Daar's 'n klompie mense wat privaat vir my verskoning gemaak het. Dit is allerhande dinge wat onder ons ingryp. Dit is siektes en dit is werkverpligtinge en mense gaan met vakansie al, ongelooflik. Maar so daar's ander wat verskoning gemaak het daarom dat hier dalk 'n paar uittande vanaand sal wees. Die bedoeling is dat ons verder gaan met verlede week se bespreking. En ek besef dat verlede week se onderwerp is nie 'n maklike onderwerp nie. Juis omdat ek dink die meeste van ons, ek in elk geval, en dit erken en bely ek het met 'n baie dikwels eintlik onbybelse beeld van wat die skepping is, groot geword.
veral die gedagte wat ons verlede week ook genoem het, dat as ons lees in Genesis 1, as God geskep het en hy sê, en dit was goed, dan dink ons, as alles afgehandel, dit is soos as ons 'n huis bou, dan sou ons alles mooi netjies agter mekaar, die fondamente is gelê, en die dak is op, die geete werk, die toilette spoel, die krane by die wasbakke loop, dan sê ons, dis afgehandel en dit is goed. In die skrif is dit anders met God se skepping. Wat heel duidelik is in Genesis is, God maak 'n begin. En van die begin af wys hy sy mense dat hy is op pad na 'n einddoel toe. En daarom is eintlik daardie beginwoorde van Genesis 1 vers 1 ongelooflik belangrik. As daar staan in die begin. As 'n mens lees in die begin, wat volg dan daarna? Ekskuus tog? Ja, dis die begin is nog nie die einde nie. In die begin het God dit gedoen. Is nog nie die einde nie. Sien, ek het in elk geval so groot geword dat 'n mens dan eintlik Genesis 1 lees en sê, en dit is die einde en dit is volmaak. En dan gaan dinge ewe skielik in hoofstuk 3 verkeerd. Maar dit is nie hoe Genesis 1 homself aanbied nie. Dis net die begin. Dis die begin. Dis die klaarmaak. God begin skeiding te maak in 'n wêreld wat, wanneer God die mens op die toneel bring, reeds bestaan het, maar in 'n ongeordende vorm. Dis reeds daar. En dan begin God wys dat hy vir hom 'n heiligdom in hierdie chaosplek kom maak saam met die mens, waar hy saam met die mens kom woon. En dan begin God te skei. En die hele geskiedenis van die Bybel is eintlik 'n verhaal van hoe God die hele tyd weer skeiding bring, elke keer weer skeiding bring. Hy bring op allerlei maniere skeiding. En ons het verlede week dit ook gesê, juis ook in die wetgewing van Moses sien ons geweldig, gedurig weer, al die wetgewing rondom die tabernakel en tempel, fokus eintlik die hele tyd op hierdie skeidings wat God kom maak. Daar's heilige tye en onheilige tye, of gewone tye. Binne die tabernakel is daar 'n allerheiligste en 'n heilige en 'n voorportaal. En 'n mens sien dit ook in die manier waarop die tabernakel en tempel se gereedskap, sy toebehore, sy meublement eintlik gemaak is. Wat is opvallend van al die meublement wat die naaste aan die voorhangsel is? Wat weet ons van daardie meublement wat reg voor die voorhangsel staan of baie naby daaraan? Waarvan is dit gemaak? Van goud. As jy eentjie verder begin weggaan, waarvan is die meublement gemaak? Hout en of koper. Hout en koper. Die goud is van soliede hout, maar oorgetrek met goud. En hoe verder jy weggaan van die heiligdom, daar's skeiding. Met ander woorde, God maak 'n onderskeid tussen daardie heilige plek by die allerheiligste, dan die hout en die koper en dan later net hout. Binne daardie plek ook, binne die tabernakel en tempel, is daar in die voorhofplek vir die heidene nasies. Daar mag die heidene nasies gekom het. Hulle kon daar gaste wees. Maar mag hulle in die heilige gedeelte kom? Nee, God maak weer skeiding. Dink gou aan Handelinge 10. Petrus is op die dak van die huis waarin hy tuis is op die stadium, en daar kom 'n visioen van 'n laken wat uit die hemel uit neersak. En daarin is rein en onrein. En hier begin daai onderskeid wel heel duidelik te word. Wat het God daarmee bedoel? Wel, dis die skeiding wat God altyd gemaak het tussen sy volk Israel, sy uitverkore nasie deur wie hy die Messias gaan laat gebore word, en die ander nasies. So het Israel nie onder die dak gekom van 'n heiden nie. Dis daar skeiding. Jy gaan eet nie by 'n heiden nie, want jy gaan onrein raak. Daar's onderskeid tussen rein en onrein.
En kan ek dit van my sinnetjie klaar maak, maar hou hom vas, moenie verloor nie. En dan as Simon Petrus onder by die deur kom, wie staan vir hom en wag? Ekskuus tog? Cornelius, nie Ananias, Cornelius. En Cornelius, wat weet ons van hom? Ja, hy is nie 'n Jood nie. En nou moet hy saam met die man onder sy dak gaan. En dan gebeur daar hierdie geweldige wonder wat vir die Jode ondenkbaar was. Wanneer hulle daar by mekaar is en die man tot geloof kom, dan word die Gees daar uitgestort, net soos wat gebeur het in Jerusalem onder die Jode. Ewe skielik hierdie skeiding word tot niet gemaak, want God bring nou by mekaar uit. Jy sien, God is besig om nader aan die einde te kom, totdat ons uiteindelik, en nou, jy verstaan, ek maak nou groot spronge, ek verf nou met net so 'n breekwas. Heel aan die einde, dan hoor ons hoe alle skeidings en onderskeidings opgehef word. Daar sal geen see meer wees nie, daar sal geen trane meer wees nie, daar gaan nie meer 'n onderskeid wees tussen heilig en minder heilig en onheilig nie, want alles sal heilig wees. Daar is nie meer 'n tempel wat 'n heilige plek is nie, want waar gaan die tempel nou gevind word? God self is die tempel. Daar is nie meer grense aan God se heiligdom nie. God, die lewe in en met God, is 'n heilige lewe. Daar is nie meer onderskeidings nodig nie. En sien, dit is, as ek dit nou in teologiese taal mag sê, en ek gaan dit probeer verduidelik. Genesis 1 het ons te doen met protologie. Proto sal jy waarskynlik al verstaan, dit is die begin. Letterlik in die begin. En dit alles eindig met die eskatologie, met ander woorde, die einde van alles. En as ons maar net leer verstaan, dat dit was God se bedoeling van die begin af. Hy maak 'n begin, 'n heel besondere begin, waarin hy die mens seën. God het Adam en Eva geseën, Genesis 1, vers 26 tot 28. Hy maak hulle, hy sit hulle in sy tempel neer, sit God sy beeld neer, 'n man en 'n vrou, en God seën hulle. Hy maak 'n belofte van seën ook. Maar nou wil hy die mens, met hierdie plan wat God het, wil hy hê die mens moet 'n plek gaan inneem, 'n heel besondere plek. Goed, ga gou by die vraag. Ek weet nie of dit nou ter sprake is nie, maar ek kry die gedagtes, jy moet maar verskoon. Die voorbeeld van die lager afstand met rein en onrein diere, wat jy nou net genoem het, van Petrus. Ek het sondag maar die Here net so, dan moet jy al wat ek wou gaan wonder. Toe God die skepping gemaak het, het hy wilde en makdiere gemaak. Yes. Ek kan nie onthou dat hy sê rein en onrein. Maar iewers, dit is nog klaar, iewers in die proses, het hy vir die Jode gesê, gesplete hoewe, nee. Varkvleis, nee. In die Nuwe Testament word hy deur die Fariseërs gevra, hoekom kuier jy by onrein mense? En daar hef hy op. Nou, ek kan nog nie lekker die konneksie maak, waarom was vir die varkie nie gesondig? Hy het maar net so verklaar, die vlakke was die boger. Ek kan nie verstaan hoe die onrein ding in die Ou Testament eintlik maar moes deurloop in perfekte skepping van God. En in die Nuwe Testament skielik is dit nou alright. Is ek nou buite orde met daai vraag of? Nee, dit is glad nie buite orde nie. Dis net nie so maklik om dit te beantwoord nie. En dit is 'n baie interessante vraag. Mag ek u laat sonder 'n antwoord? Maar net om te sê, ek dink dit is 'n baie belangrike vraag. Maar dan is daar skuld. Ja, nee, dan skuld ek nie. En gelukkig sê die Here, wees mekaar niks verskuldig anders as om mekaar lief te hê. So ek sal hier bly lief hê as jy my sou lief. Hou dit vas. Ons gaan in Levitikus daarby uitkom. En ek bedoel dit regtig, want daar begin ons die rasionaal daarvan 'n klein bietjie sien.
Want dan kom al hierdie geweldige onderskeidings. Ons sien natuurlik dat daar 'n onderskeiding tussen rein en ondiere kry ons selfs voor Levitikus, voor Exodus selfs al. Ons kry dit in Genesis 6, wanneer Noag sy ark bou. Van die reindiere 7 pare. Presies. Van die reindiere 7 pare, van die onrein diere enkel paar. 'n Heel duidelike onderskeid. Wanneer God daar kom met sy herskepping, dan deel hy weer, of hy skei weer. Hy maak 'n onderskeiding. Reeds daar dus. Ons gaan daarna kyk as ons by Noag kom. Miskien kom ons daar 'n bietjie verder aan met 'n antwoord. So, jy's glad nie buite orde nie, teendeel. Jy's so spot aan. Dit kom voor ek 80 word. Daar is soveel goed wat ek in elk geval moet leer. So, nee, dankie vir daai vraag. Ek dink dit is so belangrik. Goed, so God het 'n begin gemaak, maar dit was net 'n begin. Hy was op pad. Dit wil my uitbring by wat gebeur wanneer Adam, of God se oordeel oor wanneer Adam en Eva dan sondig. God het hulle gewaarsku, wanneer julle gaan eet van hierdie boom, gaan julle sterf. Nou, sou Adam en Eva dus nooit voor die tyd gesterf het nie, sou hulle vir altyd gelewe het. Ek dink nie dit is wat die Bybel daarby bedoel nie, want daar was 'n boom van die lewe waarvan hulle uiteindelik moes geëet het, om aan die lewe te bly. Dankie, jy stem saam? Ja? Ons sou hulle van die boom moes geëet het. Ja, hulle sou moes van daai boom geëet het, en ons weet later wat die simboliek van daai boom dan ook was. Ek het gedink, dood het hierdie sonde gekom. Nee, ek dink nie so nie. Ek weet, dit is wat ek ook vir jare lank geglo het. Ek wil dit anders probeer verduidelik. Wat is gebeur is, ons sien van die begin af, was daar magte van die dood. Die see het doodsmagte in hom. Onthou jy, ek dink verlede keer verwys na Jona wat deur die doodsmag ingesluk word, wat ons maklik vertaal as 'n visie. Jona is ingesluk deur 'n visie, hy's deur 'n see monster ingesluk. En wanneer dit gebeur, hierdie ding is 'n doodsmag. Hy beleef daarom ook sy ingaan in die vis. Kom ons bly by die vis. Sy ingaan in die vis is vir hom die neerdaal in die graf. Dis vir hom 'n doodsmag, en so bid hy ook, en so word dit beskryf in Jona 2. Hy het uit die diepte van die see, van die mag van die dood, hy sê ook, ek word omsingel deur die magte van die dood. So hierdie magte van die dood, hierdie chaosmagte, wat reeds daar is, voordat God met die mens in die skepping inkom, die is daar. Ons gaan dit nou nog verder bespreek. So wat, kan jy net goed vashou, maar ek is oortuig van jy het 'n belangrike vraag. En 'n moeilike een. As God vir Adam en Eva sê, julle gaan sterf, dan dink ek wat God gewoon vir hulle bedoel, of wat God daarmee bedoel is, presies wat gebeur. Wanneer die slang in die tuin inkom, wat moes Adam en Eva gedoen het? Wat was hulle taak? Kan jy net nog onthou? Om uit te stuur. Hulle taak, ja, hulle taak was om die tuin te bewerk en te bewaak, of bewaar. Wanneer die slang kom loer en dis interessant, Genesis sê uitdruklik, hy was die listigste van al die wilde diere van die veld. Daar het jy ook weer die onderskeid, hy is nie van die makdiere nie, hy is nie van die wilde diere. Hulle saam met wie die mens nie kon geleef het nie. So, en hier kom hy, Situ, in die tuin ingesluit. En wat gebeur? Presies waarteen God gewaarsku het. Wat gebeur met Adam en Eva? Hulle kom in die mag van die dood. Nie, julle gaan doodgaan, met ander woorde, nou vir die eerste keer gaan mense dood nie. As julle van hierdie boom gaan eet, waarvan die slang hulle uiteindelik voor mislei, sal julle in die mag wees van die dood. En dit is dan ook die res van die verlossingsverhaal van die Bybel. Hoe God deur die oorwinning wat uiteindelik deur Christus kom, die oorwinning oor die bose mag plaasvind. En daardeur word die mens weer bevry van die dood.
So dood daar is baie meer metafories as dit ook fisies, en nou sal Adam en Eva uiteindelik ook doodgaan. Adam en Eva sou nie vir ewig geleef het nie. Kom ons sou hulle oud geword het. Hulle is so baie oud geword. Kyk hoe oud het die mense in daai tyd geword. Na die son. Ja, maar nou voor die sonneval. Ekskuus, Hulle oud geword het. Hulle sou oud geword het waarskynlik, ons weet nie. Sien, dis die ding, as baie wat ons hier nie weet nie. Spekulasie. Ons kan dus nie sê hulle sou sterf nie, ons kan ook nie sê hulle sou ewig leef nie. Al wat ek sou wou sê is, dit lyk vir my asof die dood as straf waarvan daar gepraat word, dat dit verwys nie na die fisiese dood gaan nie, maar dat dit gaan daaroor dat hulle kom onder die mag van die dood. Want dis presies wat gebeur dan ook in Genesis 3. Hulle kom onder die mag van die dood, en as ek die res, ek nou by jou wees, as ek die res van die Bybel lees, dan sien ek dat dit is ook presies wat die verlossing beteken. Dit is elke keer weer God wat kom en hy veg. Daarom mense, sekerlik die belangrikste beeld van God in die Ou en in die Nuwe Testament is dat God is 'n Warrior. God is a warrior. Hoekom is hy 'n warrior? Hoekom is hy 'n kryger? Hoekom word God oral uitgebeeld as 'n kryger? Gaan lees die psalms, oral God is 'n kryger. Psalm 2, hy gaan sy vyande vernietig. Hy gaan hulle doodmaak. Hoekom word God as 'n kryger? Hy het 'n hele leerskaap. Dit, maar hy's besig om teen 'n doodsvyand te beklei. So hy's 'n kryger. Christus word daarom ook in die Nuwe Testament uitgebeeld as 'n kryger, as een wat veg teen die bose magte. Dink nou maar net in Openbaring. Hoe word hy daar voorgestel? As 'n ruiter? Ja, hy word op verskillende maniere. Ja, dis interessant dat hy ook as 'n lam, hy word selfs ook as 'n leeu, maar ook as 'n ruiter op 'n wit perd. Wat Maar dis is absoluut openbaar, want Ja. sorry van die rede, want Christus verkondig juis die liefde. ek dink nie dit is wat Openbaring sê nie. Ek verstaan wat Nee, jy maar wil Mattheus, sê. Markus, Lukas, Johannes. Ek dink wat die boek verkondig is God se vrede. En dit is wat die Here Jesus ook in Johannes beloof. Is interessant in die Johannes Evangelie. Dan sê hy ook vir sy disippels: vrede vir julle, my vrede laat ek julle na. Nou wat is daai vrede? Dis die vrede van sy oorwinning wat hy behaal. En dit is ook wat gebeur wanneer Christus opstaan uit die dood uit. Wat gebeur as hy opstaan uit die dood? Hy sies tog? Hy oorwin die magte van die dood, wat in Genesis 1 reeds teenwoordig was. Maar daar word dit nou vervul in Christus se opstanding uit die dood. So die verhaal van die Bybel is 'n oorlogsverhaal. En dit is wat gebeur. Ons sien dit, dis van die begin af is daar hierdie aanval onmiddellik op die mens in God se skepping, van hierdie magte wat van buitekant die heiligdom nou hierdie paradys wil kom oorwin. Skus Is dit nie moontlik dat die fisiese dood wat Adam en Eva sou gehad het voordat hulle van die vrug geëet het, sou dit nie miskien veroorsaak deur Satan se val voor die mense val? Want ons weet dit gebeur kronologies voor Ja. Adam en Eva se val. Dit sou moontlik wees, maar ek dink iemand het net nou die woord spekulasie Ja, gebruik. dit is net- dit is Dit net bly maar net. spekulasie. Dit bly net want ons Vir my het nie is daarop dit 'n goeie geantwoord nie. Rede miskien hoekom dit so sal wees. Ek dink wat hy vra en daar's iets daarin is ook ingebou in wat jy nou gesê het, God het begin. Ja, hy het begin. So daardie dood, daardie geïmpliseerde dood was in elk geval deel van God se skepingsproses waar hy dit uiteindelik sou in Christus finaal sou skep. So ek dink dis tussen dit spekuleer, maar ek dink daar selfs die dood, daai kom ons sê daai latente dood wat daar gehang het in die gesprek, né, was ingebou in God se finale skepping, dat hy dit sou dat die warrior, Christus die warrior, dit sou uiteindelik kom oorwin en 'n nuwe skepping tot stand bring. Dis hoekom dit so belangrik is as jy byvoorbeeld praat oor die inkarnasie van Jesus. Dit was reeds die begin van die oorwinning.
Jy weet ons uit ons protestantse perspektief kyk ons baie na die kruis as die begin van die oorwinning. Maar in die skrif is Christus die feit dat hy mens geword het, was reeds die heel eerste greet van God binne in hierdie skepping in, hè, dat hy mag het en dat hy beheer oor hierdie skepping neem. Dis nie eers aan die kruis wat hy beheer kry nie, dis van die begin af. Ja. Inderdaad, want daarom ook, Patrick gaan nou bewees, ek het jou hand gesien, dis reg. Baie dankie, ek hoop u volg wat hy sê. Ek dink dis ontsettend belangrik. Leneke? Nee, ek sien Kobus se vraag. Ekskuus, ek nou nog nie weer jou vraag. Ja, maar ek kom want jy vra moeilike vrae. Dis kom ek liewer die ander kans gee. Ekskuus, hoor ek het regtig vergeet. Ek wil nou nie sê ek wil duiwels advokaat wees nie, maar ek wil gou vra, kyk, ek weet ons het geleer, en dalk het ek dit verkeerd verstaan, dat ek het op hierdie idee gehad, die skepping was goed. Klaar, afgehandel. My vraag is net, wat in die Bybel oortuig ons daarvan, dat die skepping, of kom ek sê liewer wat ek nou hoor. Ek hoor nou, dat die skepping was dalk nie heeltemal so goed nie. Nee, ons het dit, ekskuus, ek het nou nie daaraan aandag gegee, was jy verlede week hier? Ja. Toe het ek dit in detail behandel gesê, goed beteken dat dit absoluut goed was vir die doel wat God op daardie oomblik met sy skepping gehad het. Met ander woorde, dis nie, ag dit was nie goed nie. Nee, dit was goed. Okay, maar is dit nie spekulasie om te sê vir die doel wat God, hoe weet ons wat is die doel wat God gaan? Daar staan eenvoudig God het gesê dit was goed. Omdat ek die res van my Bybel lees. Maar die probleem, en dit is wat ek wil sê, die probleem dink ek kom in die probleem kom in die sondeval. Ekskuus, mag ek net verbyvoeg? Skielik maak dit vir my sin dat die sondeval en die plan wat God daarbey gehad het, nie plan B was nie. Ja. Ek dink dis baie belangrik. Ja. Kan ek Asseblief, enigiemand. Deur wat het God geskep? Deur sy woord, En wie was daai woord? Christus. So toe God begin skep het, was Christus reeds deel van daai goed. So daar was nie 'n sondeval in toe. Jy weet, Toe kom God se, toe kom Christus. Hy's van die begin af. In sy skepping het hy reeds deur Christus geskep. Hy het reeds, die skrif sê dit baie duidelik. En Christus was reeds deel van daai skepping. So dit was nie asof Christus eers later in die proses ingemeng is nie. In die mix nie. Jy verstaan wat ek bedoel? So hy deur Christus geskape en deur daai proses. Dis hoekom as jy die beskrywing van Christus lees, dan praat die Bybel ook van hom as die eerstgeborene uit die dood, né? So daai proses, daai hele proses is soos 'n pottebakker amper, né, wat die materiaal daar het en hy's besig om dit tot sy finaliteit te bring. Dis nie asof jy nog iets gaan bybou. Ek weet nie, dalk is ek nou 'n verskriklike Nee, jy is liberaal, 'n kind van die Weste en die verligting en so. Maar dit voel vir my die belangrike ding wat God, en help my reg daarmee, die belangrike ding wat God gedoen het met die mens, is dat hy vir hom vryheid gegee het. So God het nie 'n robot geskep nie. So die mens het die moontlikheid gehad om te kon kies. Posse pecare. Ja, die mens kon kies om te sondig, maar hy kon ook kies om nie te sondig. En in die lig daarvan, maar ek het net nog steeds 'n vraag oor die ding van daai woes en leeg, en daai van die chaosmagte klink vir my meer na die heidense godsdienste. Ek is nie seker of daai ding van die chaosmagte. Gee my 'n beter naam daarvoor kry. Die feit bestaan, daar was anti-goddelike magte. En jy sien dit dwars deur die Ou Testament, dwars deur die Nuwe Testament. Ons het net nie meer oë daarvoor nie. Daarom lees ons daai tekste mis. Ja. As die Here Jesus byvoorbeeld op die water loop, wat is hy besig om te doen? Is dit 'n power trip? Is Jesus besig om te wys, "Hey, ek is 'n magician"? Wat is Jesus besig om daar te doen? Hy's besig om te demonstreer
vir sy disippels wat doodbang is vir hierdie see storm wat daar in die gang is. En Jesus kom en hy wys en sê, maar ek het beheer oor hierdie magte. Noem hulle dan chaosmagte, noem hulle, dis magte van die dood. Die disippels was tot die dood toe bang vir hierdie mag van die see. En Jesus kom en hy loop daarop en hy demonstreer dat hy is die een wat heers oor daardie magte wat in die skepping is. Wat 'n bedreiging is, let wel, wat 'n bedreiging is vir sy kinders. Ons gaan nou, mag ek jou vra, en want die vraag wat jy vra is regtig belangrik, en omdat ek met presies daai vraag ook groot geword het. Dis regtig, so dis nie vir my vreemd dat jy dit vra nie. En ek dink nie jy's buite orde nie, absoluut nie. Maar ek dink ons het 'n blinde kol gekry, ergens het ons 'n blinde kol gekry vir hierdie werklikheid, dat God homself kom aanbied as een, wat sy finaliteit met die mens en met sy skepping bereik, eers aan die einde, in die eschaton, in die einde, en nie in die begin nie. Beteken nie, dit waarmee hy begin is nie goed nie, teendeel, Genesis roep dit oor en oor uit, dit is goed, maar ek dink ons het vanuit die verlossingsleer, wat ons voorop gaan sit het, en die skepingsleer eintlik so 'n bietjie teruggedruk het ons gaan werk met begrippe soos heiligmaking, en dan het ons aan goed heiligheid gaan koppel. Dit is goed beteken, daar's nie foute nie. Dis goed, daar's nog nie, dit is nie onvolmaak nie. Dit was nog onvolmaak in die sin van dis nog nie afgehandel nie. Iets kan baie goed wees, sonder dat hy afgehandel is. En ek dink dit is presies wat Genesis 1 vir ons wil sê. God maak hier 'n geweldige begin. Ons gaan nou kyk presies wat sê ons eie belydenis daaroor, Sondag 9 en Sondag 10. Ek hoop dit gaan daar dalk 'n klein bietjie meer lig gee. Goed? Wonderlik, kom ons bly stoei weer. Peter, ekskuus, ek het nou nog nie by jou uitgekom. Dat was nog bij op iets anders gevraagd. Maar wat ik nou gevraagd is, zoals u verstaan hebt, gezegd, voor die zondeval was er al dood in die Bijbel zegt, de ene mensen die zonde in de wereld ingekomen en de zonde die dood. Romeinen. Ik denk, die zonde, ik denk niet dood was daar voor die zondeval. Er staat verschillende plekken in die Bijbel. Ja. Door die zondeval die dood in de wereld. Ja. Ek geweet iemand gaan dit aanhaal. Ek het wel ook nog Romeine 5 gekyk en dit is vir my ook wel interessant dat wat Paulus dan ook daarmee kontras is dat deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, deur die sonde in die dood, maar dan ook deur een mens het die lewe in die wêreld gekom tot redding. En dus as die dood in daai konteks gekontrasteer word met die lewe wat ons mag glo ons nou al het, dan moet dit beteken dat die dood wat Paulus daarvan praat, het ons nie meer nie, het ons afgeskei. So, dit gaan nou ook meer amper Marite daarin dat die dood wat Genesis bedoel is nie die dood, die fisiese die liggaamlike dood nie. Want as dit is wat Paulus sê in Romeine 5, dan is dit eintlik baie vreemd. As hy net sê, maar deur een mens het ons liggame begin doodgaan, maar hy kontrasteer dit met hierdie lewe wat daar in Christus is. So hier is iets baie groters, daai dood is iets baie groter. Sien, ons het, omdat ons met 'n bepaalde gedagte oor wat dood is groot word, dink ons maar dit gaan net oor die liggaamlike dood. Alleen al in die diereryk weet ons dat die dood was lewendig. Pun intended. Bedoelende, die leeu's het nie gras geëet nie. Ons lees vir die eerste keer wanneer eet die leeu's gras. Wanneer die Bijbel dat u wel in staat, van hoe af die dieren beginnen elkaar. Die zegt niet wat is zo Daar staan wel dat na die sondeval het God diere aan die mens gegee om te eet. Ja, presies. Maar daar word nie, ja. Goed,
Mense, kom ons hou dit vas, dis alles lewendige vrae, kom aan, ons hoef nie weg te hardloop daarvoor nie. Dit moet ons nie verbaas dat ons ernstige vrae oor Genesis gaan hê nie. Dit is nie altyd so maklik nie. Ik denk dat de Heer zegt, oké, als die mensen dan van die boom die leven gaat eten, dan zal hij eeuwig blijven leven. Maar ik denk dat zal die mensen altijd in zonde, in de verkeerde kant blijven leven, voor eeuwig. Het is onmogelijk gezegd, moet niet die boom die leven eten. Dat jullie staan wat ik bedoel. Nee, maar dis nie jou fout, dit is my fout. Kan ek vir daaroor 'n illustrasie gee? Ek het Vrydag het ek my selfoon, dis 'n ou selfoon wat ek kon laat val. Dan maak hy maak sulke flitsse as ek kom aan sê. Toe dink ek aan hierdie ding. Die foon werk onder heeltemal goed. Maar ek hoop nou die foon kan ophou lewe. Want as hy aanhou lewe, gaan hy heeltyd hy gaan letterlik sy battery op hierdie stadium. En ekskuus, dis dalk nou simpel, maar ek het gedink daaraan. As hierdie foon vir altyd so aanbly, gaan hy hense gemors. Hy gaan onrustig. En ek het regtig gedink daar, die mens wat sondig is. Dink net 'n bietjie daaraan, as hy met sy ekskuus met eerbied gesê, hoe bly is ons Hitler is dood? Ek sal nie oor Malema praat. Maar as met 'n ou selfvertrouende battery is. Ja, ek besef dit. Maar die feit van as so iemand aangaan. En ek dink dit is waar die en ons is dalk nie so ver van mekaar nie. Maar ekskuus, ek luister. Maar ek ook. Ek luister ook. Regtig. Maar so daai ding van die ander, ek dink net dit sal dit sou 'n hel gewees. Ja. Ek wonder of dit nie is wat die hel is, dat dit aanhou en dat God nie daar is nie. En God gee lewe. Ja. God is lewe. Ek het 'n vraag vir onder Kobus se vraag gaan werk. So as ons sê die Here is alwetend, is dit dan nie onmoontlik om so 'n plan B te hê vir hom? Plan B is die prinsip wat plan A is, wat die uitkoms van plan A gaan wees. Ja. Of hy moes die sondeval, hy moes dit voorsien het van dit, en hy sal magtig sy beheer gehad met dit, so dit kan nie een na die ander wees. Goed, so mense, ek gooi dit net weer op die tafel en ek sê dit, en ek het dit nêrens in 'n kommentaar gelees nie. Dit is regtig, dit is daar my eie verstaan daarvan. Ek verstaan dit so, dat as God sê, julle gaan eet van die boom, dan gaan julle sterf, dan beteken dit dat hulle inderdaad in die mag van hierdie slang gekom het. Dit beteken dat die mag van die dood besit van jou gaan oorneem. En omdat dit die geval is, kan die mens daarom ook nie meer in die teenwoordigheid van God bly leef nie, en daarom moet die mens, want in die lewe met God is dan nie plek vir die dood nie. Daarom moet die mens dan ook uit die tuin uitgaan. En ons sien dit later, so dit al 'n paar keer genoem, wanneer die tabernakel in die tempel kom, is daar, juis wanneer die skeidings ook gemaak word van die sterkste skeidings gemaak, tussen lewe en dood. Met ander woorde, as jy aan 'n lijk geraak het, mag jy nie in die tempel gekom het nie vir soveel weke of soveel dae. As dit daai tyd van die maand vir 'n vrou is, kan sy nie daar kom nie. My interpretasie daarvan is, dis 'n teken van dood, daar het nie lewe gekom nie. Met ander woorde, dis 'n verlies van lewe. Selfde met 'n man, as 'n man 'n saadstorting gehad het, presies hoe dit beskryf word, daar het nie lewe uitgekom nie. Dis 'n teken van dood. Ons gaan lekker in Levitikus nog 'n bietjie daaroor praat. Dan mag ook die man nie in die tempel gekom het nie. So God kom leer sy volk dat in sy teenwoordigheid is daar nie plek vir die dood nie. Hoekom? Want Israel se God is die God wat lewe en hy is die God van die lewendes. Daarom dat wanneer die Sadduseërs nie in die opstanding glo nie, dat daar
juis deur die Here Jesus gesê word, maar is God dan nie die God van die lewendes en nie van die dooies nie? Met ander woorde, hulle lewe. Abraham lewe op daai oomblik wat die Here Jesus op aarde is. Hy leef op 'n ander plek, om dit nou maar so te stel, maar God is die God van die lewendes. As Abraham doodgaan, is hy nie dood nie. As Moses dood gegaan het, is hy nie dood nie. God is die God van die lewendes. En hy praat daar juis daarvan, dat hy die God is van al die gelowiges van die Ou Testament. En dit is belangrik, en daai beeld van God, dink ek speel dit hier 'n geweldige belangrike rol. Die mens het gekontamineer word, aardige woord, die mens het besmet geraak. Die mens het besmet geraak met die dood. Hy het aan die hy is blootgestel aan hierdie doodsmag, en hy het nie gekeer nie, hy het nie die tuin bewaak nie. Hy was gesê, voortcheck, en hy het nie. Hy moes oorlog gevoer het, hy moes sy die swaard van die gees uitgehaal het, en hy moes die slang se kop daar en dan afgekap het, en hy het nie. En hy het onder die ban gekom. Wie van julle het Lord of the Rings gekyk of gelees? Jy kom onder die ban van die ring. Wie van julle wat dit gelees het? Jy kom onder sy ban. Dit bepaal later jou hele lewe. Dit sluk jou heeltemal in. Nou dis wat hier gebeur. Die dood sluk jou in as ware. Jy word 'n medewerker met die dood. Wat by jou uitkom is dan ook nie meer lewe nie, maar dood. Dis die dood waarvan God ons kom red. En want dit is wat ter sprake is, dink ek, in die skrif die hele tyd. Ewige lewe beteken nie, nou gaan ons liggaampies vir altyd lewe nie. Nee, ons kry nou nuwe liggame, en nou gaan ons liggame vir altyd lewe nie. Ewige lewe is hier nie 'n tydsduur nie. Dis kwaliteit van lewe. Met ander woorde, is lewe uit God uit. Dis ewige lewe. Dis lewe wat jy ontvang uit God uit. En dan gaan dit tot in alle ewigheid duur. But that's not the point. Die punt is, dis 'n lewe uit 'n baie spesiale bron. En dis God self. Hy is die bron waaruit ons lewe. Dit is ewige lewe wat hy vir ons gee. Dis nie maar nou gaan die mens se liggaam nooit weer dood nie. Nee, die magte van die dood is oorwin deur God. En nou kry ons lewe wat ewig is. Sal jy miskien nog iets wil sê oor die plek van die offerande in hierdie hele pakket wat ek nou op soek bied? Mag ek die chappie antwoord gee? Daarmee bedoel ek die kort antwoord. Ek dink byvoorbeeld dat een van die mees fundamentele foute wat ons maak, is byvoorbeeld om in 'n offerande te sien dat God wou 'n dooie dier gehad het. Nee, wat geoffer word. Nee, wat wou God gehad het? Waaroor het dit vir God gegaan in die offerandes? 'n vorm van betaling. 'n Vorm van lewe. Want wat gebeur? Daarom mag die bloed van die dier nooit gedrink en geëet word nie. Dit het aan God behoort. Want wat verteenwoordig die bloed? Die lewe van die dier. Daarom, Jesus gee ook nie aan die kruis vir ons sy dood nie. Sorry, maar wat gee kraan vir 'n nader? Dis heel belangrik. Dit is weer eens. Waar kry, is dit jou vrou wat jou so slim maak? Ja? Wel, ek wou dankie liefie, want dit is presies wat ek is wil sê, want daar kom ons daarby uit, maar ek hoop die kort antwoord wat ek gaan gee is, ons dink, ons word gered deur Jesus se dood, ons word nie deur Jesus se dood gered nie, ons word deur sy lewe gered. Absoluut. Hy gee sy lewe vir ons, net soos wat die diere wat geoffer is, hulle lewe word geneem.
Dit is 'n teken van lewe wat gegee word in 'n offerande. Het gaan nie oor Jesus se dood nie. Dood is dood. Maar hy het sy lewe gegee. En juis omdat hy sy lewe gee en dit 'n ewige lewe is, 'n lewe wat nie deur die dood oorwin kon word nie. Daarom kon die graf hom nie vashou nie. So daardie offer wat Jesus gee, is hy gee sy lewe. Ek dink ons as dominees is daarom te veel skuldig en ek sit myself daarby. Ons het vir te lank praat ons oor en Jesus het aan die kruis gesterf om vir ons sondes en dan kom ons. Die Bybel praat tog anders daaroor. Natuurlik het Jesus gesterf, maar wat hy doen is hy kom gee sy lewe aan die kruis. Dan word hy doodgemaak. Ja, om dit self weer op te neem. Dis presies, dankie julle, dis presies dit. Ek gaan my lewe af lê en ek gaan dit weer terugvat. Dankie. Dis so 'n mooi teks daar. Ek dink die vraag wat hy vra, en jy sê, is dit 'n baie groot, ek dink dis hoekom Jakobus, hoekom ons almal so stuur met die goed en die sleg ding. Want ons sien die dood as 'n opoffering. Jesus het om te offer is om iets te betaal van my kant af. Ja. Dis nie deel van 'n gemeenskap met God in vreugde nie. Want dit is die doel selfs van die graanoffer. Was 'n gemeenskap met God. Ja, dit gaan oor ete. Ons eet saam, ons het fees saam. So die Bybel sê die kultiese, as ek dit so mag sê, nee, die simboliese van die offer was nooit 'n pak slaag of 'n straf of verstaan jy, ek betaal nou iets, ek offer nou iets op nie. Dit is ek gaan met God in gemeenskap. So die lewe en die dood, as Christus sy lewe vir ons aflê, dan neem hy sy lewe ook weer saam met ons en vir ons op. Dis 'n feesgeleentheid. So ons het in die vroomheids, veral in die middeleeue, die vroomheidsgeleentheid, 'n geweldige sterk rol begin speel, want ek het nou gesondig en nou gaan ek daarvoor betaal. Nee, dis waar die hele boete, die aflaatstelsel, kom op vir die 6de eeu na Christus kom daai gedagte. Ja, verskriklik. So die sonde en die dood word verskriklik negatief gesien. Verstaan jy wat ek bedoel? Terwyl in die Bybel is sonde ongeloof. Hoor jy, daar's 'n verskil. Sonde is nie net 'n morele ding wat ek verkeerd dink of dit ook, maar dis 'n lewenstyl. Dis 'n gemeenskap met God. Dis 'n heeltemal 'n ander prentjie as iets dat ek negatief daarvoor betaal. Dis ek gaan met God in gemeenskap. Of dit die graanoffer is, of dit die skuldoffer is, of wat ook al. Dis een groot gemeenskap wat ons met God het. Wat die hele volk ook met God het, né? En is interessant ook selfs die Yom Kippur was nie jy kon eintlik nie die Yom Kippur vier as jy sonder sonde was. As jy dit verstaan ook nie. As jy nie 'n lewe van sonde geleef het. Ja. So dis klaar 'n veredelde mens nog voor die offer daar is. Dis klaar iemand wat, en daarom is daar ook die offer vir die onbewuste sonde, né? Ja, so. Is dit nie ook so hy juis 'n lewe wat 'n perfekte lewe was? Ja. Dis het hy dit oorwin. En daai lewe van hom, daai sondelose lewe kom gee. Dit is 'n lewe wat hy gee. Die dood het geen waarde nie. Die lewe het waarde. Die lewe is kosbaar. As ek mag nog net twee goed, miskien nou vang my ouderdom my weer. Nou ek onthou ek een van die twee goed, maar ek het geweet ek het twee. Waarom was die offerhande gebrand op die altaar? Selfs die graanoffer word gebrand. Presies om aan te sluit by wat Pieter nou net ook gesê het, is dit wat aards is, skepings is, word omgesit in die goddelike sweer. Met ander woorde, dit styg op na God toe. Dis byna soos ons gebede ook, né? Jou offerhande is 'n of laat ek andersom sê, jou gebed is ook 'n vorm van 'n offerhande, né? Soos daai reukofferaltaar waar die incense, wat is incense? Wierook, dankie. Waar die wierook gebrand is en dan opstyg na God toe, dan het God dit geruik. En dit was vir hom 'n aangename offer.
Nou net so, daai offer, die altaar, is wat ons vandag sal sien as 'n tafel. Is 'n eetplek gewees. Daar het jy gemeenskap met God. Daarom van die offers, nie al die offers nie, maar van die offers is 'n deel geoffer en die ander deel het jy self gaan eet. Van die offers was sodat God kry 'n gedeelte en die ander gedeelte gaan na die leviete toe. Daar's al verskillende offerandes, maar om juist te laat sien dat hierdie is 'n gemeenskapsgebeurtenis. Dit is interessant ook wanneer Moses met die 40 ouderlinge teen die berg opgaan, dan het hulle ook 'n offerande, 'n ete saam met God op die berg. Onthou jy dit? Op die berg het hulle 'n ete saam met God, 'n offerande daar. So offerande gaan dus hieroor iets van die aarde wat omgesit word sodat daar simbolies, kulties eenheid met God is. Dit gaan oor die eenheid wat daar met God tot stand kom. En daarom, dis my tweede punt net, heel interessant, en mens kan daaroor baie sê. Wanneer God homself onderskei van die gode van die heidene, dan is daar meer kere in die profete, veral by Jesaja kry jy dit, dat God sê, wat is die verskil tussen hom en die gode van die heidene? Die gode van die heidene kan nie hoor nie, kan nie sien nie, kan nie ruik nie. Hoekom is dit so belangrik? Hulle kan nie gemeenskap hê met die mens nie. Hulle kan nie 'n offer ontvang nie. Dit gaan nie maar daaroor, maar hulle is uit klip gemaak of uit hout, hoe is hulle kan nie hoor en hulle kan, nee, dit gaan oor, God is die God, wat kan ruik, wat kan hoor as jy tot hom roep, wat sien wat jy bring, dat dit nie 'n lam en 'n siek dier is nie, maar dat dit jou eersteling is wat jy bring. Hy sien dit, daar's gemeenskap met hierdie God. Hy's nie doof nie, hy's nie blind nie, en hy kan ruik. Dis die God waarmee ons te doen het, wanneer ons te doen het met offerande. So dankie vir die vraag. Dis ongelooflik mooi dat jy dit gevra het. Dis so mooi. Mag ek nog 'n vraag vra? Die vraag mag. Heel kort, hoe het dan al die gelovigen van die Oude Testament hun offerande beskou en gesien? Presies, so dink ek, soos wat ek dit nou beskryf en dink ek. Maar my kort antwoord, hulle het dit beskou as, ek kom hê gemeenskap met God. Onthou, wat was 'n ander woord gewees vir die tabernakel? Hy het 'n ander baie spesiale naam gehad. Tent van ontmoeting. Tent van samenkoms. Tent van samenkoms. Ja, en ontmoeting. En ontmoeting, presies. Dankie man. Tog julle ken julle Bybels. Dis die plek, en wie ontmoet daar? God met sy volk. Dis 'n plek van ontmoeting, en daar binne is die altaar, en daar is hierdie heilige plek, waar jy gemeenskap het met God. So, dit is inderdaad hoe dit beskou het. Jy gaan in die plek, in die tent van ontmoeting, of dan die tempel is wat 'n besondere plek van ontmoeting was. En dit is die hartklop van die offerande. Daar word lewe verwissel. Daar word lewe gegee en geneem en ontvang en gegee. Dit is iets heel aangrypend. Daar rondom daardie altaar gebeur daar Gods wondere. Dis hoe die Ou Testamentiese gelowiges daarna gekyk het. Dis hoekom Dawid so kan sing in Psalm 42. Ek het met vreugde gegaan rondom u altare. Kan 'n mens dit deurtrek na wanneer ons by iemand gaan besoek, dan vat ons iets saam. Ja. Ons neem iets vir die gasheer. Hoekom doen ons dit? Mense, hoekom? Dit is nie 'n simpel gewoonte nie. Hier lê iets ongelooflik belangrik. Ook vir gemeenskap tussen mense. Dat ons kos met mekaar kan deel. Dat ons as gesin, ek probeer dit en my vrou probeer dit die sentrum maak van, of ons het dit altyd probeer, toe ons nog kinders in die huis gehad het, die sentrum van ons gesinslewe is rondom die etenstafel. Ons het altyd die spreek gehad.
En omdat ons dit by die Hollanders geleer het, het ek altyd gesê, maak 'n feest van. Ek het dit altyd vir my kinders gesê. Kom my kinders, ons maak hier 'n fees van. Ons is by mekaar, en dan kom die een van sy skool af, en sy kom van haar skool af, en hulle kom stort hulle harte uit, van die juffrou was simpel, en die maatjie het op my gepik, en daai en het dit gedoen, en hulle stort hulle harte uit, en ons het gemeenskap met mekaar, en ons huil saam met mekaar, en aan die einde lees ons saam, en ons bid saam, en ons kan lewe. Dis gemeenskap. Ek sal dit nooit vergeet, dit was my so getref. Die eerste keer toe ek in Nederland gekom het, kom ek en my vrou daaraan met ons oudste seun, en ons gaan woon vir 'n naweek by ons gasheer en gasvrou wat ons daar ontvang het in Nederland. En toe hulle ons gaan aflaai by die huisie waarin ons toe uiteindelik gaan woon het in Kampen, toe gee hulle vir ons so 'n lang vleisrol, dit het 'n spesifieke naam in Nederland. Ja, 'n rollade, daar's die woord. Ja. Toe gee hulle vir ons 'n rollade. Mense, hulle kon vir ons enigiets anders gegee het, hulle het nie. Maar dit het ons ook so verstaan, hier's 'n teken van gemeenskap. Hulle kon vir ons kontant ook gegee, hoekom het hulle nie? Hulle het vir ons 'n teken gegee van 'n ete saam. Dit is pragtig as mense dit doen. En ons moenie dit verloor nie, ons moet dit gaan koester. Nou net so is dit met God. Onthou, God word mens, hy kom woon onder ons. Hy het God kos nodig. Nee mense, maar hy klim in ons velle in. En hy sê, die manier waarop ons gemeenskap met mekaar, kom hou hy gemeenskap met ons, en kom ontmoet hy ons in die tent, en hy kom wees by ons, hy kom wees naby aan ons. Dis ons God. En dis wat al hierdie offerhandes wil gesê, dis gemeenskap. God ruik dit. As daai lammetjieg se reuk opgaan, kom en mense, ons boere weet nog alles daarvan. 'n Skaapchoppie, 'n lamschoppie veral op die vuur. Ag man. Wat ons verbrand hom nie heeltemal. Presies. Wat is nou? Dis nou 'n teken van gemeenskap. Vir jou as wat in die straat verbyloop, is daai reuk alleen is baie lekker. Al gaan jy niks kry. Ja, presies. Dit is, en ek sê weer, dis daai beeld wat God homself mee kom bekend sal. Ek is nie soos daai goede nie, ek ruik. Hier kom my ete. God verlustig hom in sy volk. Dis wat die offerhandes wou sê vir die gelowiges. Kom in my teenwoordigheid, kom in my teenwoordigheid. Maar omdat die dood ons aankleef, na Genesis 3, letterlik aankleef, want ons het daai doodsmagte in alliansie mee gegaan, ons is gekontamineer, ons is besmet. Daarom moet ons welkom met 'n lewe meer as ons eie. Ons kom met 'n plaasvervangende lewe. Plaasvervangend moet ons altyd baie sterk aan vashou. Die plaasvervangende lewe van Christus. Mooi keer ek myself net daar en sê nie die plaasvervangende dood van Christus nie, maar die plaasvervangende lewe van Christus. Maak dit so klein bietjie sin, mense? Ek nog steeds nie die helfte behandel van wat ek graag vanaand. Kan ons nog 10 minute neem? Is dit oukei as ons 10 minute neem? Want hierdie goed wat ons nou oor praat, bring ons by die teodisee vraagstuk. Dit is 'n groot woord, maar ek is oortuig daarvan dat 'n klomp van julle, indien nie almal nie, weet presies wat dit is. Weet julle wat is die teodisee vraagstuk? Nee. Net AJ. AJ vertel. Doen we Nel weet, hy gaan ons vertel. Leer oor die oorsprong van die boosheid. Daar's dit. Die vraagstuk wat handel oor die oorsprong van die bose en die kwaad. Dis in die filosofie, in die teologie, is dit die groot vraagstuk. Die vraagstuk waarmee dit het veral op die voorgrond gekom tydens en na die Tweede Wêreldoorlog. Hoe kan God die kwaad so laat heers oor die mensdom? Hoe kan God daarvoor 'n plek gee? Die Psalms vra dit dieselfde vraag
op 'n klein bietjie 'n ander manier ook, want dis 'n variasie op die tema. As hy die vraag vra, hoekom is dit so dat dit goed gaan met die goddelose en die regverdige kry so swaar? Hoekom? Dis sy vraagstuk na die kwaad. Hoekom moet die een wat boos is, die een wat kwaad doen, oënskynlik floreer hy? Mense, ons kan, glo ek, en dit is hoekom ek Genesis nog meer so, en ek bly is om dit so te kan verstaan. Ek dink dat ons kan dit slegs beantwoord as ons daarmee rekening hou en dat ons nog steeds nie 'n antwoord vir die oorsprong nie, maar as ons wel in ons skepping dit verstaan dat dit was reeds daar toe God sy mensprojek begin het. Daar was reeds bose magte was reeds teenwoordig. Nou kom ons kyk gou-gou, hoe praat ons katekismes daaroor? Want ek dink ons katekismes is pragtig. Sondag 9. Het jy dalk die psalmboeke by jy? Ek het dit in elk geval afgedruk ook daar op ons werksblaaie. Aya, kan jy dit miskien vir ons lekker stadig lees? Op my foon is so. Oeps, okay. Iemand anders as ek, want my stem begin nou. Ja, kan nie so is. Okay. Begin gebied, die vraag en die antwoord van Sondag 9. Wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles daarin uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Terwille van sy Seun Christus. Op hom vertrou ek, sodat ek nie daaraan twyfel. Ja, op hom vertrou ek, sodat ek nie daaraan twyfel dat hy my, met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. En nou moet jy legato lees. Stadig. Is dit andantheid? Is legato nie al baie stadig nie? Ja, legato is rukkerig. Is glad. Vleiend. Maar stadig en rustig. Sien dit wat? Dis hoekom ek my musiekeksamens gedop het. Nou weet julle. Maar wie sou self nie sê. Nee, lees asseblief, lees hom met lekker stadig, want hier kom ons nou by die punchline. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdaal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan en ook as 'n getroue Vader wil doen. Wat glo ons oor God, ons Vader, wat skepper is? Dat hy so magtig is, dat hy in die skepping waarmee hy leef met die mens, geen plek gegee het vir die bose nie. Is dit wat Sondag 9 sê? Dis nie wat hier staan nie. Hy sê ook nie, dat die skepping het 'n jammerdaal geword na Genesis 3 nie. Sê hy ook nie. Ons leef in 'n jammerdaal, totdat alles vervul is in Christus. Ons leef in 'n tydperk van stryd, is altyd stryd. God bied homself daarom ook aan as die stryder, medestryder vir sy volk. Dink maar as Israel uit Egipte gered word, en hulle kom by die Rooi See, hulle kom staan voor daardie magte in die skepping, wat dit vir hulle onmoontlik maak, om by die beloofde land uit te kom. Dan kom God en hy skuif in, tussen sy volk en die Egiptenaars. En wat sê hy dan vir sy volk? Kan jy onthou? Ja. Hy sê, staan en kyk, hoe ek vir julle die oorwinning gaan gee. Ek gaan vir julle veg. En dan kom hierdie pragtige lied in Eksodus 15, die lied van Miriam. Die lied van Miriam, gaan kyk 'n bietjie, doen jouself die guns, gaan vanaand huis toe. Eksodus 15. Hoe word God in daai lied voorgestel? God is 'n kryger. God veg teen hierdie soldate van die Egiptenaars. Hy gooi die ruiter en die perd, gooi hy in die see. Die waans, hulle strydwaans, gooi God in die see.
Kyk wat gebeur hier. God veg. Dis 'n jammerdal waarin sy volk lewe. Maar wat beloof hy as Vader en as Skepper vir ons? Hierdie bose magte kan nie oorwin. Hy beskik dit. Weet wel, dis pragtig hoe hier staan. Hy sal ook al die kwaad wat hy oor my beskik. Is God nie nou die outeur van sonde nie? Ja, Aie? God beskik dan nou hierdie kwaad oor my. Dis nie sy skuld dat die kwaad genoem word. Nee. Hy, hoe ons hom leer ken is, dis wat ons bely in ons katekismes, dat God as Skepper regeer op so 'n manier hieroor, omdat hy dit as 'n almagtige God kan. Hy kan selfs die bose tot my beswil verander. Hoekom kan hy? Want hy is die almagtige. Hy heers oor hierdie bose magte. En dit is wat God vir die mens 'n funksie kom gee het in die tuin. Gaan heers nou oor my skepping. Laat sien hoe my heerskappy duidelik kan word. Julle is my beeld. Gaan veg so teen die bose magte, dat dit duidelik is, ek heers. Want hy kan dit as 'n almagtige God doen, en dan hierdie pragtige. En as 'n getroue Vader, wil hy dit ook doen. Hy kan nie net nie, maar hy wil die goeie vir ons. Hy wil selfs die kwade tot ons beswil gebruik. Dis wat ons as gereformeerdes bely, mense. Laat dit nou op ons inspeel in die lig van Genesis 1 tot 3. En ek gaan nou eindig. Gaan lees asseblief Sondag 10 van die katekismes ook, wat nog meer in detail gaan oor die teenwoordigheid van die bose in God se skepping. En hoe God daai bose tot ons beswil en vir sy doeleindes gebruik. Mense, dit is 'n moeilike vraagstuk. Die teodisee vraagstuk is, as jy nie God se openbaring glo nie, word dit vir jou 'n nagmerrie. Of jy glo dat God oor al hierdie magte regeer en hy het nog altyd daaroor regeer. God het nog nooit die leiersels oorgegee aan iemand anders, aan een of ander mag naas hom nie. Hy het nog altyd die leiersels in die hande gehad, maar nog nêrens in ons Bybel staan daar dat daar nie in God se skepping 'n plek vir die bose magte was nie. Maar hy wil laat sien hoe hy dit alles oorwin en vir sy mense dan 'n plek tot in alle ewigheid saam met hom gee op sy troon. Dis die verhaal van die Bybel. Ek wil dit iets vra. Ek sukkel geweldig met die idee dat die skepping was eintlik nie klaar. Okay. Dit is my nogal erg. Ek verstaan. Ek verstaan. Groot probleme dit. Regtig. So die idee, God is eintlik nie klaar nie. So dit was geskep tot op 'n punt en die bose magte was nou daar. Ek voel dit is net 'n kwessie van tyd. Voor die bose magte en die mens was eintlik te swak om dit te kon teenstaan en dit toe nou gebeur. So nou is my vraag, wat is nou eintlik die hele doel van hierdie oefening? Wat is die doel van die oefening? Ek dit proef al die hele week. Ja, nee, maar dit is gelees is my, wat is die doel van die hele oefening? Ek dink dat God wou sy vaderlike goedheid oor ons sigbaar maak. Onthou net toe God Adam en Eva gemaak het en gesê het, heers, het hulle nie gelos nie. Ek dink nie hulle was te swak nie. Ek dink nie dit was 'n onvermydelike dat dit sou gebeur nie. Want God sê juis, of daar staan juis, en God het hulle geseën. En nou is dit opvallend hoe jy dwars deur die Bybel elke keer weer wanneer God herskep, hoe hy sy seën herbevestig. Hy doen dit by Noag word geseën.
En dan waarskynlik die belangrikste in die Ou Testament. As God Abraham roep, dan sê hy, ek seën jou, en ek seën jou nageslag, en ek seën almal wat jou seën. Sien hoe 'n oorvloedige belofte van seën is daar. Dis herhaling, want van Genesis 1, want God wil nou deur Abraham met die mensdom bereik, waarin Adam en Eva misluk het. Maar God het sy seën aan hulle verbind. Adam en Eva, hulle het nie uit daai seën uit gaan leef nie. Net soos ons, wanneer ons nie uit ons doop uit leef nie. Wanneer ons God se beloftes nie ernstig genoeg opneem nie. En daar lê ons sonde. In die eerste plek. Dis wanneer ons losskeer van God se beloftes, dat ek ontuchtig optree. Dis wanneer ek my losskeer van God en sy beloftes, dat ek verval in brassery. Dis wanneer ek my losskeer van God en sy beloftes, dat ek nie vir my vrou so lief is soos wat ek moet wees nie. Dis nie andersom nie. Dis nie ek sondig en dan word dit losgeskeer van God nie. Ek skeer my los van God se belofte van seën. En die effek daarvan, ek gaan in 'n alliansie met die magte van die dood. En dit is hoe Nederlandse geloofsbelijdenis ook die sonde van die mens beskryf. Onthou julle, 2 weke gelede het ons dit gelees, NGB artikel 12 dink ek. As hy die sondeval beskryf, dan sê hy, die sondeval bestaan hierin dat die mens homself losgeskeur het van God. En as jy jou losskeer van God, dan gaan jy onsedelik lewe. Dan gaan jou huwelik 'n boeboe wees. En daarom is die eerste sonde wat reggestel moet word. Dink maar aan die profeet Jeremia. As Jeremia die volk van God oproep tot bekering, wat sê hy vir hulle? Hy sê, as julle bekeer julle tot God. Met ander woorde, maak daai losskeer van God tot nie, gaan verbind julleself weer aan God, en dan sal jy ook jou losbandigheid en jou brassery, en noem maar al die sondes op, dan sal jy dit ook oorwin. In Nuwe Testamentiese taal, Romeine 8, as Paulus vir die Romeine skryf, gaan maak dan die werke van die vlees dood deur die Gees. Met ander woorde, wat sê hy? Roep uit, want hy sê dit in die konteks waar hy sê, julle roep nou deur die Gees uit, Abba, Vader. En dis wanneer jy Abba, Vader, deur die Gees uitroep, met ander woorde, as jy weer aan God verbind word, dan kan jy die werke van die vlees ook doodmaak. Want die wortel van die werke van die vlees is die losraak van God, wat herstel word wanneer ons weer uitroep, Vader, wanneer ek weer terugkom en sê, Vader, soos wat die verlore seun gesê het, Vader, maak my, en dan omhels die Vader hom, en dan kan hy al die sondes oorwin. Net soos ek nie, en ek herhaal het nou vir die 3de keer, dit is nie 'n geval van ek sondig, en dan raak ek los van God nie. Ek maak my los van God en sy belofte van seën, en dan verval ons in 'n lewe van doodsheid, met al sy aaklige vorms, waar dit nepotisme, heerskappy van regeerders, wat hulle self nie meer as diensknegte nie, maar as konings en baas en gode beskou. Dit alles vloei daaruit voort. As jy jou van God losgemaak het, gaan jy regeer soos Malema wil regeer. Die verleiding van die verlore seun is dat hy maak hom los van die seun wat verval. En dan verval hy in sonde. Presies. Dankie, Delia. Kom maar by die punt dat hy sê, en dit is 'n aksie van die mens dan, dat hy sê, ek wil teruggaan na my Vader. En dan kom hy by sy Vader, en dan gee die Vader vir hom 'n nuwe lewe. Deur die Gees kom daar nou 'n nuwe lewe tot stand. Pragtig. Hy het hom losgeskeer van sy Vader, verval hy in sonde.
En dis presies wat gebeur in Genesis 3 en ek dink ons belydenis sê dit presies reg. Ons skeer ons los van God. Mense, ek het gevra vir 10 minute, ek het 17 gevat, ek is jammer. Ja. Ek weet daar baie vrae oor. Nee, ek dink maar net ek dink nie die verskil is dalk so groot nie, maar daar's goedjies wat tegnies dalk nie wat ons moet. Dis kom ons bly stoei daarmee. En jy moenie voel dat jy is die enigste een nie, hoor. Regtig nie. Moenie asseblief nie alleen voel daarin nie. Hierdie goeie stoei ek elke dag mee. En asseblief, ek sit ook nie hier as die een wat die finale antwoord nie. Teenoor ek voel dit wel so skaam dat ek so baie praat, want ek dink nie ek het al die antwoorde nie, absoluut nie. Kan ek 'n minuut van die tyd vat? Ek het baie my tyd gevat. So vra, die vraag van die bose magte. Ik denk voor de Bijbel begint eigenlijk met die mens, de schepping van die aarde en zo. Er was ook voor die tijd al iets in die hemel aan die gang, waardoor die duivel ongevallen is. En die een soort zonde al zeg maar, in die hemel, waar die boze machten in opstand gekomen tegen God. Ja. Is het niet zo dat die mensen in die paradijs kiezen voor die boze machten in plaats van God? Het is precies wat ik probeer sê. Dit is presies wat ek probeer sê. Maar dit voel vir my of dis hierdie groot teater waarin die skepping plaasgevind het en ek is nog ek dink die ding, ek weet nie of dit is wat Letitia plan nie, maar God se skepping was goed. Natuurlijk. Hy hoef nie sy skepping en ek het 'n bietjie 'n probleem daarmee dit vra dat God se skepping nie klaar is in die sin van hy moet nou nog hier 'n bietjie regmaak en daar 'n bietjie regmaak. Sy skepping is reg. Die probleem is die mens wat die skepping moes bewaar en bewaak. En toe dit daarso, toe gaan alles verkeerd. En nou kom God, en dit is vir my die boodskap van die Bybel, dat hy op die ou en wat is die manier hoe hy die bose wen? God kan nie net sê, of nee, kan nie, is 'n baie sterk woord, maar hy gaan nie soos 'n towenaar sê, abracadabra, duiwel, daar's jy weg. Hy doen dit nie so nie, hy is getrou aan sy woord en die manier hoe die mens gered word, is dat daar 'n mens kom, wat dit wat die mens aan die begin moes gedoen het, dat daai regering van God oor sy skepping, dat hy na die Vader moes geluister het na sy woord. En nou kom Jesus en hy luister na sy Vader se woord, en hy is ons verteenwoordiger, en nou gaan dit in die openbaar, gaan dit wees, dat die mens, wat voorheen nie hoef te gesondig het, nou het ons uiteindelik 'n verteenwoordiger, 'n hoof, wat geluister het, wat God, en nou kan God alles en almal wees, sonder dat ons robotte is, wat nou maar net, hy sê so, en ons val net daarby in. Amen. Ja. Amen. Ek kan nie 'n oomblik daarmee verskil. Wel, dit is die evangelie. Ja. Dis nou nie my Mag ek idee. vra, Jakobus, of jy vir ons kan eindig met gebed dan? O Here God, ons dankie vir die genade dat ons van U kan hoor en ja, dat U ons nie gelos het, oorgelaat het aan onsself nie, maar dat U in ons Here Jesus vir ons die oorwinning kom gee, dat die lam wat geslag is, wat die volmaakte lam was, dat sy lewe wat hy gegee het, dat dit vir U aanneemlik was, en dat ons skuld ook daarmee weg is. En daarom, Here, dat ons deur U Seun se bloed, dat ons nou meer as oorwinnaars kan wees, dat ons geen dood of lewe of enige iets, dat dit vir ons hoef te pla nie. Ons weet ons leef deur geloof, dankie dat U Gees ook vir ons gegee het. Ag Here, help vir ons, dat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geef vir ons wat ons nodig het, en vergeef ons sonde om U naam te wil. Amen. Dankie mense. Ek sien die skole sluit hier rondom die 27ste dink ek. Sal ons nog tot daai maandag voor dit aangaan? En dan sal ons ook verseker so 3 of 4 weke sal ons dan ook 'n breek. Dankie.